Geheime op IOU. Dia Berg. Dankie Dia vir hierdie spookstorie. 'n korter, volledige boek wat ek in een sessie gaan probeer deurlees. Dia vertel van 'n plaas naby Reits wat hierdie storie geïnspireer het. Daar waar die bordjie IOU vasgespijker is, daar waar het gebeur het. Hierdie is die 3de storie wat ons van Dia mag lees. So baie dankie daarvoor. Dit is so lekker om haar goed te lees, omdat sy so unieke skryfstyl het. Kort sinne, min woorde, waarmee sy in staat is om atmosfeer te skep en 'n hele storie te vertel. As jy kies om jou stories self te gaan lees, gaan kyk op Amazon. Google Dia Berg, Amazon author. Maar ek is beïndruk met haar skrywes, en as jy met my saamstem, like asseblief hierdie storie, en skryf vir haar iets in die comments, en deel dit met iemand anders, wat dit ook sal geniet, om na haar stories, of na ons voorlesings, op hierdie kanaal te luister. Geheime op IOU, 'n spookstorie deur Dia Berg. 1. Plaas te koop. Dit is laatmiddag in Pretoria. Motors staan buffer teen buffer op die snelweg en almal probeer net by die huis kom. Geduld is min, humeur kort. In sy motor sit Barend in gedagte, sy kop vol planne en onrus. Die gejaagde stadslewe eis al langs sy tol. Sy werk as rekenmeester is nie meer wat dit was nie, en hy en Sonja dryf al verder van mekaar af weg. Na 10 jaar van getroude lewe, draai alles nou om die kinders en oorlewing. Vanaand moet hulle praat. Gedurende die dag het hy doelloos op die internet rondgesoek en op 'n eiendomsadvertensie afgekom. Plaas te koop. Net daar het iets in hom begin roer. 'n stukkie grond van hulle eie, stilte, vryheid en dalk vir die eerste keer in maande 'n kans om weer asem te haal. Maar Barend weet reeds, wat Sonja nie maklik van 'n verskywing sal hou nie. Sy dink in terme van skole, routine en veiligheid. Hy dink aan ruimte, vars, lig en stilte, en tussen hulle lê al die dinge wat hulle oor die jare nooit regtig uitgespreek het nie. Net daar, tussen die geraas van toeters en remme, neem hy besluit. Vanaand gaan hy vir Sonja van die plaas vertel. Hy gryp sy foon uit sy sak en tik vinnig 'n WhatsApp boodskap vir haar. Ek is nou op pad huis toe. Ons moet oor iets belangriks praat. Die verkeer kruip stadig vorentoe soos 'n traaslang. Die son sak laag oor die Pretoria horison en verf die lig oranje. Maar Barend se gedagtes is elders, by daardie advertensie met die foto van die groen weivelde, 'n ou huis met 'n stoep, en die belofte van stilte. By die huis parkeer hy skeef in die motorhuis. Die deur slaan agter hom toe, en hy hoor reeds die kinders se gelag in die sitkamer. Erika en Piet jaag mekaar met 'n bal, al skooltasse nog steeds oop op die vloer. Sonja staan in die kombuis en skil groente, haar hare netjies in 'n poniestert. Sy kyk op. Hoe was jou dag? Vra sy sonder om te glimlag. Sonja, ons moet praat. Sy sit die mes neer en kyk stip na hom. Waaroor so dringend? Hy gaan sit, vryf oor sy voorkop. Luister net eers. Ek het vandag 'n advertensie gesien, 'n plaas te koop. Hierdie stadslewe, dit vreet ons op. Verkeer, werk, stres. Ons sien mekaar skaars. Dink net, ons kan hoenders aanhou, 'n tuin hê, die kinders kry spasie om te leef. Sy vou haar arms. En die skool? Erika se vriendinne? Piet se rugby? Jy praat van 'n droom, Barend, 'n duur een. Ons sal moet leen, trek, werk verander. Ek het die begroting deurgewerk, ons kan nie sommer net alles los nie. Barend sug maar hou aan. Dis juis hoekom my werk beteken niks meer nie. Ek kan van die huis af werk. En jy kan uiteindelik asemhaal. Ons het 10 jaar lank net oorleef vir die kinders. Wat van ons? Sy huiwer, die kinders kom nader, nuuskierig. Hy haal die gedrukte advertensie uit sy sak en sit dit voor haar neer.
Sonja se oor rek. Wolwekrans, plaas te koop, Ryds-omgewing, ook bekend as IOU, 1,2 miljoen rand. Die foto wys 'n verwaarloosde huis, omring deur groenveld, stil verlate. Hoekom so goedkoop? Fluister sy. Barend trek sy skouers op, maar neem sy foon. Ek het bietjie gaan kyk. Daar is stories. Stories? Hy wys haar die skerm. 'n ou IOU skuldbrief, wat glo teen 'n boom vasgespyker is tydens die oorlog, en mense sê, snags huil daar wolwe. Sonja frons, dit klink soos moeilikheid. Hy glimlag skeef, of 'n geleentheid. 'n Stilte hang tussen hulle. Toe sê hy sag, kom ons ry Saterdag, dan gaan kyk ons. 2. Aankoms in Ryds. Uiteindelik los hulle Pretoria agter. Die stad verdwyn stadig in die treespeel, vervang deur oop vlaktes en 'n horison wat al hoe verder rek. Die pad na Ryds kronkel deur droë graslande, hier en daar onderbreek deur windpompe wat stadig draai, soos wagters van 'n ander tydperk. Na weke se beplanning, begrotings en gespanne gesprekke, het Sonja uiteindelik ingestem. Net kyk, nie koop nie. Die kinders is by maatjies vir die naweek, 'n doelbewuste besluit. Hierdie is iets wat Barend en Sonja eers self moet uitpleis. Soos wat hulle die dorp binnery, voel dit asof tyd stadiger beweeg. Min verkeer, breë strate, ou geboue met geskiedenis in hulle mure. Dit is stil, sê Sonja amper verbaas. Dit is die punt, antwoord Barend. Hulle parkeer voor 'n klein koffiewinkel, 'n plek wat lyk asof dit al jare lank daar staan. Blomme in die vensterbanke, 'n houtbord wat effens skeef hang. Binne tingel 'n klokkie toe hulle instap. Kom in, roep 'n vrolike stem. Agter die toonbank staan 'n mollige vrou met 'n blomvoorskoot en warm oë. Koffie, roosterbroodjies, julle lyk soos mense wat 'n lang pad gery het. Hartlik dankie, sê Barend, en hulle gaan sit. Die koffiewinkel is vol plaaslike mense, boere in kakiehemde, ouer mans met hoede, 'n paar vroue wat sag met mekaar praat. Gesprekke vloei maklik, maar daar is die skierige blik of twee na hulle kant toe. Sonja begin versigtig vra, hoe is die skole hier? Ons het kinders, graad 5 en graad 7. Die vrou glimlag breed. Beste in die streek, klein klasse, goeie dissipline en die gemeenskap kyk na mekaar om. 'n man by die volgende tafel knik. Kinders groei reg groot hier, nie soos in die stad nie. Die spanning in Sonja se skouers versag effens. Barend neem 'n sluk koffie en vra dan amper terloops. Ons het 'n plaasadvertensie gesien, Wolwekrans, weet tannie wie die agent is? Die effek is onmiddellik, die vrolike atmosfeer stol. Die vrou se glimlag verdwyn stadig, asof iemand dit uitgevee het. Sy vee haar hande aan haar voorskat af en kyk nie meer direk na hulle nie. Wolwekrans, herhaal sy sag. By die toonbank hoes iemand ongemaklik. 'n stoel skuif. 'n vrou aan 'n ander tafel fluister iets wat nie heeltemal gehoor kan word nie. Sonja en Barend kyk mekaar vinnig aan. Ja, sê Barend, nou meer doelgerus. Die plaas wat hier te koop is. 'n lang stilte volg. Toe sê die vrou uiteindelik, gaan sien maar vir meneer van der Merwe. Hy is by die makelary, reg op in die straat, blou bord. Sy huiwer en voeg dan by sagter. Hy is die enigste een wat daai plek hanteer. Dankie, sê Sonja,
maar haar stem is nie meer so seker nie. Toe hulle opstaan om te gaan, voel het asof elke oog in die koffiewinkel hulle volg. En tog, niemand sê nog iets nie. Buite tref die son hulle weer, maar die warmte voel anders, dunner, minder geruststellend. Barend kyk af in die straat. Ons gaan nou? Sonja knik stadig. Ja, maar Barend. Hy kyk na haar. Daai reaksie, dit was nie normaal nie. Hy trek sy skouers op, maar sy oë verraai twyfel. Dis 'n klein dorp. Mense praat maklik. Of hulle praat glad nie, sê sy stil. Vir 'n oomblik staan hulle net daar. Toe begin hulle stap. Agter hulle, binne in die koffiewinkel, beweeg die gordyntjie by die venster effens. Alles daar geen wind nie. 3. Die eiendomsagent en Wolwekrans. Die makelaarskantoor is maklik om te vind. 'n Klein gebouetjie met verblykte plakkate in die venster en 'n blou bord wat effens skeef hang. Die verf skilfer van die deurkusyn af, asof selfs die gebou moeg is. Maar voordat Barend kan klop, gaan die deur oop. 'n Maar man in 'n grys pak staan reeds daar, hande wat rusteloos teen mekaar vryf. Sy glimlag is vinnig, te vinnig, en bereik nie heeltemal sy oë nie. "Môre, Barend en Sonja, ne?" sê hy. "Ek is Piet van der Merwe. Kom in, kom in." Binne ruik het na ou papier en koue sigarette. Dossiere lê oral versprei, asof niemand regtig meer omgee vir orde nie. Hulle gaan sit. Barend mors nie tyd nie. "Ons is hier oor Wolwekrans, die plaas. Ons wil alles weet, hoekom dit so goedkoop is en wat die storie daar is." Piet se hande hou op beweeg. Vir 'n oomblik sê hy niks nie. Toe trek hy 'n stoel nader en gaan sit stadig. "Dit is goeie grond," begin hy. 50 hektaar, dam, huis met baie potensiaal. Die vorige eienaar, ou meneer Roux, wat oorlede is, sy familie het besluit om eerder dorp toe te trek. "Dis die mooi weergawe," sê Sonja stil. "En die ander een?" Piet lag kort, dit klink hol. "Moenie, mense praat baie in die klein dorpie." "Maar wat van die IOU," sê Barend. "En wolwe wat snags huil." Weer daar die stilte. Piet kyk na die venster. Vir 'n oomblik lyk dit of hy regtig oorweeg om niks te sê nie. Toe sug hy. "Die storie, dit gaan terug na die oorlog. Ou Roux se oupa het glo 'n perd geleen van 'n soldaat. Hy het 'n skulpbrief geskryf. IOU. Hy het dit teen 'n boom vasgespyker en nooit betaal nie." "En?" vra Sonja. "En die mense sê," gaan Piet sagter aan, "dat die skuld wat nooit vereffen is nie, dat die grond dit onthou." Barend rol sy oë effens. "'n spookstorie dus." "Ja," sê Piet vinnig. "Presies dit, niks meer nie." Maar hy kyk steeds nie na hulle nie. "Wanneer wil julle gaan kyk?" vra hy skielik. "Nou," sê Barend. Piet kyk op en vir 'n breekdeel van 'n sekonde is daar iets soos vrees in sy oë. Toe staan hy op. "Reg, volg my." Die rit neem skaars 20 minute, maar het voel langer. Die teerpad verander in grondpad. Stof trek soos 'n sluier agter hulle aan. Die landskap word stiller, leer, en toe sien hulle dit. Wolwekrans. Die plaas lê uitgestrek onder die lae son. 'n Huis met gebreekte ruite, 'n heining wat plek ingegee het en daarachter die krans. Donker, stil. Hulle klim uit. Die lig voel anders hier, swaarder.
Hier is dit, sê Piet vinnig. 3 slaapkamers, groot kombuis, dam vir besproeiing. Sy stem jaag aan, amper asof hy die stilte wil wegpraat. Barend kyk nie na hom nie, sy oë is op die kraans. En daar, vra hy. Piet volg sy blik. Net 'n boom, maar dit is nie net 'n boom nie. Dit staan skeef teen die rand van die kraans, swart teen die lig. Die stam is vol ou spykers en een roserige plaatjie wat nog skaars hang. I-O-U. Die wind tel op en saam met dit 'n geluid, laag, lank, treurig. Sonja se hand gryp Barend se vas. Het jy dit gehoor? Piet antwoord te vinnig. Dit is net die wind. Maar die wind klink nie soos huil nie. Hulle beweeg nader aan die huis, maar Barend se aandag word afgetrek. Onder aan die droë rivierloop sien hy dit, 'n ou klipmuurtjie, halfpad ingeval, oorgroei, vergete. Wat is daai? Vra hy. Piet se skouers trek styf. Dis 'n ou kraal, niks besonders nie. Dit lyk nie soos 'n kraal nie, sê Sonja. Vir 'n oomblik sê niemand iets nie. Toe, baie sag, kom daar 'n geluid uit die rivier loop. Nie water nie, nie heeltemal nie, meer soos iets wat diep onder beweeg. Barend kyk weer na Piet. Is daar water? Net na reën, sê Piet kort af. Kom ons kyk eerder binne. Hy draai al klaar om. Die voordeur kraak oop. Binne hang die reuk van stof en iets ouer. Iets wat lank laas gesteur is. Maar die huis self? Die huis is mooi. Die kombuis is groot, met 'n ou stoof en 'n lang hout toonbank, wat die lig vang. Die houtvloere kreun sag onder hulle voete. Nie hard nie, maar genoeg om te laat voel dat die huis op hulle reageer. Sonja se oë versag. Ek kan hier bly, fluister sy. Sy loop stadig deur die vertrek, haar hand oor die hout. Ek kan dit sien, kos op die tafel, kinders wat lag. Barend glimlag, maar sy aandag bly elders. Op die vloer, daar is merke, nie oud nie, vars. Voetspore, liggies in die stof wat lei na die deur toe. Hy kyk op. Piet? Maar Piet is reeds op pad na die gang. Slaapkamers hierdie kant. Bo in die huis is die kamers min. Lig val deur die vensters en laat die stofdeeltjies dans, soos klein geheime. Die hoofslaapkamer voel rustig. Die kinders se kamers ook, tot Barend dit sien. In die hoek van Piet se nuwe kamer, 'n houtpop, oud en verweer. Die oë donker en leeg, maar tog voel dit asof dit kyk. Barend knip sy oë en die gevoel verdwyn. Verbeelding, mompel hy. Laaste stop, die badkamer. Die bad staan nog op ou pote, groot genoeg vir die hele gesin. Die teëls is gekraak, maar die kamer het karakter. En die spieël, groot, swaar, met 'n raam wat eens mooi moes gewees het. Barend buk oor die wasbak en spoel sy hande af. Hy kyk op. Vir 'n breekdeel van 'n sekonde sien hy iemand agter hom staan. 'n Vrou, bleek, oë leeg. Toe, niks. Hy draai vinnig om. Leeg. Alles reg? Vra Sonja. Hy kyk weer na die spieël, net sy eie refleksie. Ja, sê hy, net die lig. Maar sy stem is nie heeltemal oortuigend nie. Buite wag Piet op hulle. Wel? Vra hy. Sonja kyk na Barend. Barend kyk na die huis, die kraans, die boom, die muurtjie,
alles wat nie sin maak nie. En tog, alles wat hulle nodig het. Ons sal dit neem, sê Sonja. Piet se glimlag verskyn weer, maar hierdie keer lyk dit meer soos verligting as blydskap. 4. Die trek. Terug in Pretoria verander alles in 'n warrelwind. Bokse pak op, kassies raak leeg, mure wat eens vol lewe was, begin kaal en vreemd lyk. Die huis waarin hulle 10 jaar gewoon het, voel skielik nie meer soos hulle nie, net 'n plek wat agtergelaat moet word. Maak seker daai gaan saam, roep Sonja uit die gang. Piet hardloop verby met 'n sokkerbal onder sy arm. Dis myne, ek los niks nie. Erika rol haar oë. Jy los jou brein elke dag by die skool. Kinders, waarsku Sonja, maar daar is 'n glimlag op haar lippe. Barend staan vir 'n oomblik stil in die sitkamer. Hy kyk rond. Hier het hulle beklei, gelag, oorleef. Nou begin iets nuuts. Of so hoop hy. 4 weke later is alles gereed. Die trok is gelaai. Die kinders sit agter in die bakkie, opgewonde en lawaaierig. Sonja kyk nog een keer terug na die huis. Reg? Vra Barend. Sy knik. Reg. Die pad na Wolwekrans voel anders die keer. Die son sak stadig, verf die krans rooi soos bloed. Die wind waai harder, soos wat hulle nader kom, en stof trek oor die grondpad. Toe hulle uiteindelik stop, wag die huis vir hulle, stil en donker, asof dit geweet het dat hulle kom. Barend klim eerste uit en druk die sleutel in die slot. Die deur kraak oop. Tuis, sê hy sag. Maar die woorde hang vreemd in die lug. Die dag gaan vinnig verby in 'n warrelwind van skoonmaak en uitpak. Stof word uitgevee, vensters oopgestoot. Vars lig laat die huis effens meer lewendig voel. Erika maak haar kamer reg met plakate en boeke. Piet bou sommer dadelik 'n Lego basis op die vloer. Hier gaan ek bly, verklaar hy. Sonja's in die kombuis, die groot stoof brand. Potte prut, die bekende reuk van kos vul die huis. Iets normaal, iets veilig. Vir 'n ruk lank voel dit reg. Kom eet, roep Erika later. Hulle sit saam om die groot tafel. Piet van die eerste hap. Dis die beste kos ooit. Jy sê dit elke dag, sê Erika droog. Barend lag, Sonja glimlag. Vir 'n oomblik, net 'n oomblik voel dit soos 'n gewone gesin. Toe, klank. 'n Metaal lepel val van die toonbank af. Niemand het daaraan geraak nie. Hulle almal kyk op. Wind, sê Barend. Die vensters is toe. Sonja staan stadig op en kyk rond. Die gasvlam flikker. 1 keer, 2 keer, dan begin dit wild dans. Blou tonge wat opwaarts lek, asof iets daarop blaas. Piet se stem is sag. Ma! Uit die ou koolstoof kom 'n geknars. Nie hout nie, nie kole nie, iets anders. Dan 'n skaduwee agter die stoofdeur. Vinnig, bleek, menslik. Erika snak na asem. Barend storm vorentoe en druk die stoof oop. Net as. En iets wat lyk soos ou, verbrande been. Maar die koue wat daaruit kom is verkeerd. Onnatuurlik. Dis niks nie, sê Barend te vinnig. Ou goed, rotte en wind. Maar niemand glo hom nie. Die ligte flikker. Vir 'n breukdeel van 'n sekonde rek hulle skaduwees teen die muur, langer as wat hulle behoort te wees. Hande wat nie hulle sin is nie. Dan stilte. Later die aand probeer hulle normaal wees. Tafel word afgedek,
skottelgoed gewas, dinge netjies gemaak, soos altyd, soos dit hoort. Hulle sit saam vir huisgodsdiens. Barend lees uit psalms. Sy stem is ferm, maar daar is spanning daaronder. Sonja hou die kinders se hande vas. Here, beskerm hierdie huis, bid sy. Die wind sug teen die vensters, sag, asof iets luister. Een vir een gaan die ligte af. Goeienag ma, goeienag pa, goeienag julle. Die huis raak stil, maar nie leeg nie, nooit leeg nie. 5. Eerste nag. Die nag breek nie, skielik nie. Dit kruip in, soos iets wat weet hoe om stil te beweeg. Piet word eerste wakker. Hy lê stil, luister, skraap, skraap onder sy bed. Hy trek die kombers stywer. Dis niks nie, fluister hy vir homself. Die geluid stop. Vir 'n oomblik is daar net stilte. Toe beweeg die houtpop in die hoek, net effens, sy kop draai, stadig, totdat dit reguit na hom kyk. Piet se asem stol. Pa, fluister hy. 'n Stem antwoord, maar nie sy pa se nie. Piet bly. Hy gil! Langsaan sit Erika regop. Die venster gloei vreemd, die dam buite, swart water wat beweeg, alles daar geen wind nie. Die oppervlak begin draai, kolke vorm, dan in die refleksie, 'n meisie, nat, bleek, hare oor haar gesig. My kamer, fluister sy, gee terug. Erika probeer skree, maar geen geluid kom uit nie. In die hoofslape skrik Barend en Sonja ook wakker. Die badkamerdeur staan oop. Die spieël lig op. Nie lig soos 'n lamp nie, lig soos water, bewegend. Daarin gesigte van vroue, huilend, hulle monde oop, in stilte skree hulle. Die IOU, fluister hulle, betaal. Die kinders storm die gang. Pa, ma, die gesin bondel saam, die huis reageer, die vloere kraak harder, die mure kreun, buite antwoord die kraans, 'n lang, hartverskeurende gehuil, sny deur die nag. Nie dier nie, nie mens nie, iets tussenin. Uit die droë rivierloop kom 'n nuwe geluid. Water, maar daar is geen water in nie. Dit borrel, dit beweeg, asof iets daaronder wakker word. Die gesin slaap nie weer nie, nie een van hulle nie. Die nag hou hulle vas en wag. Teen dagbreek is alles stil. Dis stil, soos na 'n storm. Maar die huis voel nou anders. Asof het nou weet wie hulle is. Piet wys na die stoep. Die houtpop lê nou daar. Al het Barend dit die vorige aand uitgegooi. Sy kop wys na die deur. Wag. Barend vat sy sleutels. Ek ry dorp toe, sê hy. Ons moet uitvind wat hier aangaan. Maar in die dorp maak mense nie oogkontak nie. Deure bly toe. Gordyne beweeg net. En niemand wil praat nie. Wanneer hy terugkom, wag die plaas reeds vir hom. Die wind het gaan lê, maar die rivier sonder water fluister. 6. Wat in die dag skuil. Die oggend bring lig, maar geen verligting nie. Die son skyn oor wolwekrans soos altyd, maar dit voel verkeerd. Te helder, te stil, asof die nag
net onder die oppervlak lê en wag vir donker om weer asem te haal. Niemand praat oor wat gebeur het nie. Nie regtig nie. Dit was net 'n eerste nag gevoel, sê Barend uiteindelik, meer vir homself as vir die ander. Sonja antwoord nie. Sy kyk net na die venster, na die rigting van die droë rivierloop. Erika eet skaars. Piet sit styf teen haar. Die pop het beweeg, sê hy weer. Niemand lag nie. Die dag word gevul met werk, want werk beteken beheer. Barend herstel heininge, sy hande werk vinnig, amper aggressief, asof hy die plaas kan dwing om normaal te wees. Sonja maak die huis reg, sy vee, was, rangskik, elke beweging presies beheers. Sy probeer die huis hulle eie maak, maar die huis werk terug. Wanneer sy 'n venster oopmaak, waai dit weer toe. Wanneer sy skuif, staan dit later weer effens anders. Subtiel, maar doelbewus. Teen middag besluit Barend hulle moet dorp toe ry. Ons het diere nodig. 'n Plaas werk nie sonder lewe nie. Die ironie hang swaar in die lug. By die koöperasie is die mense vriendelik, oppervlakkig vriendelik, totdat hy die naam sê, Wolwekrans. Die man agter die toonbank kyk op, te lank. Toe wys hy net met sy kop, praat met Verwy, Driehoekplaas. Boer Verwy se plaas is die teenoorgestelde van Wolwekrans. Groen, netjies, lewendig en die diere lyk gesond. Die wind voel normaal. Vir die eerste keer sedert hulle aankoms kan Sonja asemhaal. Verwy self is 'n groot man, songebrand, hande grof van werk. Hy kyk lank na Barend. Julle sê julle is op Wolwekrans? Dis nie regtig 'n vraag nie, maar Barend knik. Ja, ons het die plaas gekoop. Verwy sê niks vir 'n ruk nie. Toe begin hy die diere laai. 5 hoenders, 3 lammers. Geen onderhandeling, geen glimlag. Eers toe Barend betaal, praat hy weer, sag. As die son sak, hou julle diere maar binne. Barend frons. Hoekom? Verwy kyk oor sy skouer, reguit in die rigting van Wolwekrans se krans. Want dit wat daar loop, eet nie soos 'n dier nie. 'n Koue stilte. Sonja se vingers vou stywer om mekaar. Wat bedoel jy? Vra sy. Verwy se oë ontmoet hare. Dit vat wat nog leef. Die rit terugplaas toe stil. Selfs die kinders praat nie. Die diere agter in die bakkie maak sagte, onrustige geluide. Daardie aand begin dit vroeër. Die hoenders raak eerste mal. Hulle klap teen die draad, vere spat, oë wild. Die lammers druk teen mekaar, tril soos iets wat reeds geweet het wat kom. Bah, fluister Piet. Barend kyk uit. Dis net. Hy stop langs die kamp, iets beweeg, nie duidelik nie, nie heeltemal sigbaar nie, maar lank, te lank, soos 'n skaduwee wat nie aan 'n liggaam behoort nie. Dan die geluid, nie 'n gehuil nie, nie meer nie. Nou is dit nader aan 'n stem. Betaal. Die wind dra dit direk uit die rivier loop. Betaal my. Die laaste woord rek. Perd. Betaal my perd. Die hoenders gil. Een van die lammers val neer, spartel, asof iets onsigbaar aan hom trek. Barend hardloop uit. Los dit! Hy gryp die lam en vir 'n oomblik voel hy dit, 'n tweede hand, koud, nat, wat saam met hom trek,
Hy ruk terug, die gevoel verdwyn, maar die lam lê stil, dood, oë waawyd oop. Binne die huis begin die vloere beweeg, nie net kreun nie, beweeg, soos iets onder hulle loop. Sonja trek die kinders nader, bid, sê sy, maar haar stem bewe. Daardie nag raak dit erger. 7. Wat onder die grond leef. Die volgende oggend ry Barend weer na Verwy. Hy klop nie, hy wag nie, hy stap reguit op die stoep in. Jy weet iets, sê hy. Verwy kyk hom lank aan, toe staan hy op. Kom sit. Die wind draai stadig om die stoep. Selfs hier voel dit nou nader. Dit is nie net 'n storie nie, begin Verwy. Dit is 'n skuld. Hy neem 'n sluk koffie. 4 susters lank gelede. Anna, Bets, Katu, Lena. Die name hang swaar. Almal van hulle verlief op dieselfde man. 'n vreemdeling wat 'n paar dae lank op die dorp gekuier het. Hy kies die jongste, Lena. Verwy se stem word stiller. Die ander 3, hulle het haar gevat. Barend se maag draai. Gevat? Vra hy. Na die rivier, sê Verwy, toe dit nog diep was. Die wind hou op, heeltemal. Hulle het haar verdrink. Die woorde val hard, koud, stadig, tot sy nie meer beklei het nie. Barend kyk weg. En toe? Barend glimlag nie. Toe praat hulle. Hy leun vorentoe, lag daaroor by die kerk, so hard, dat haar oupa dit gehoor het. Roe? Vra Barend. Verwy knik. Hy het niks gesê nie, hy het net geluister. Die wind kom terug, kouer. Die eerste een, Anna. Hulle het haar aan die boom gekry. Barend se hart klop vinniger. Die IOU boom? Ja. Verwy kyk hom reguit aan, met haar eie tou gehang. Bets het hulle in die dam gekry. En Katu? Vra Barend, al wil hy nie regtig weet nie. Verwy se stem sak tot amper niks. Hulle het haar begrawe. Lewendig? Die wêreld voel skielik kleiner. Lewendig, ja. Die wêreld is nou swaarder. Sy het probeer uitkom, fluister Verwy. Jy kan nog sien hoe die grond beweeg het. 'n Stilte val. En Lena? Vra Barend uiteindelik. Verwy kyk weg. Lena het nooit weggegaan nie. Die wind waai weer, maar hierdie keer klink dit soos asem. Die IOU? Vra Barend. Verwy se oë vernou. Dit is nie oor die perd nie, dit is oor skuld. Hy wys in die rigting van Wolwekrans. Daai grond hou rekord. Barend staan op. Nou wat gebeur as jy dit nie betaal nie? Verwy antwoord nie dadelik nie. Toe sê hy, dan begin dit vat. Vat, wat? Verwy kyk hom reguit aan. Eers die diere, 'n pouse, dan jou kinders. Barend ry terug sonder om nog 'n woord te sê. Wanneer hy by Wolwekrans aankom, wag die huis reeds. Die voordeur staan oop, almal is binne, maar niemand praat nie. Wat's fout? Vra hy. Erika wys na die vloer. Nat voetspore. Begin by die deur, loop deur die huis en eindig by die gang, reg voor die kinders se kamer. Iets wat vat. 8. Die muurtjie. Barend wag nie meer nie. Nie na dat hy die voetspore gesien het nie, nie na dat hulle die stemme gehoor het nie, nie na die manier waarop die huis begin voel het.
asof dit hulle wil leer ken nie. Hy vat die graaf. Ek gaan kyk, sê hy. Alleen? Vra Sonja. Hy knik. Maar sy oë sê iets anders. As ek nie terugkom nie. Die pad af na die droë rivier loop voel langer as voorheen. Elke tree swaar. Die wind waai nie, geen voëls nie, geen insekte, net stilte. Die muurtjie lê daar soos 'n wond in die aarde, oud, gebreek, half verswelg deur tyd. Maar nou lyk dit oop. Barend staan stil. Die grond voor die middelste hoop is los, vars. Hy sluk, begin grawe. Eers kom klippe, toe wortels, toe voel hy lap. Ou lap, donker lap. Hy grawe vinniger, die grond gee maklik pad, asof het wil hê, hy moet sien. Toe tref die graaf iets hard. Hy kniel, gebruik sy hande, been, 'n ribbekas, 'n skedel, lang hare, nog vasgeklou aan die kopvel. Here, fluister hy. Hy vee die grond weg en sien dit. Die hande, nie net gelê nie, nie rustig nie, gekrul, soos kloue, asof sy probeer het om uit te kom, haar naels, gebreek, vol grond. 'n Geluid borrel agter hom, nie uit die grond nie, uit die rivier loop. Hy draai stadig om. Die droë bedding is nie meer droog nie. Swart water stoot op. Nie vloei nie, stoot. En daarin beweeg iets. Los, fluister 'n stem. Die grond onder sy knieë begin beweeg. 'n hand, bleek, breek deur die modder, gryp sy enkel, ijskoud, nat, lewend. Barend skree en skop los. Die greep hou vir 'n sekonde lank. Toe los dit. Die water borrel harder en onder grafte begin beweeg. Die ander grafte begin beweeg. Klippe rol, grondsak in, 3 stemme deur mekaar woedend. Ons plek, ons skuld, gee terug. Barend hardloop, graaf agtergelaat. Asem ruk, hart klop teen sy ribbekas. Toe hy die huis bereik, slaan hy die deur agter hom toe. Ons moet hier weg, hyg hy, die grafte, hulle is daar, sy het. Hy kan nie klaar maak nie. Sonja staan stil, te stil. Of ons maak dit klaar, sê sy. Hy kyk op. Wat? Ons vlug nie, sê sy stadig. Nie met die kinders nie, nie nou nie. Erika staan nader, Piet vat haar hand. Ons maak dit reg, sê sy. Barend kyk van die een na die ander, sy gesin, teen iets wat nie behoort te bestaan nie. Hy knik. Dan doen ons dit saam. 9. Skuld. Die son sak stadig oor Wolwekrans, bloedrooi soos daardie eerste dag, maar nou weet hulle, die huis is stil, te stil, asof het wag. Barend hou die O-I-O-U papier in sy hand. Die ink vervaag, maar die woorde is nog leesbaar. I-O-U. Sonja hou die Bybel vas. Erika 'n kruis van doringtakke en Piet 'n hand vol sout. Hulle stap saam, af na die muurtjie. Die wind begin huil, nie natuurlik nie. Die grond voel sag onder hulle voete, lewendig. Begin, fluister Sonja. Barend kniel, grawe, die keer stadig, met respek. Hy lig die bene uit, een vir een. Kato, sê Sonja sag, die wind gil. Anna, Bets, die name sny deur die lig,
Die rivier ontplof, swart water styg. 3 vorms breek deur die oppervlakte, vroue, maar nie meer mens nie, gesigte verwring, oë leeg. Liggame half gevorm uit water en modder. Ons plek, hierdie is ons plek, skree hulle. Piet huil, Erika druk hom vas. Sonja begin lees, haar stem bewe, maar breek nie. Al gaan ek deur 'n dal van dood skaduwee. Die skaduwees ruk nader. Barend hou die IOU op. Sy hand bewe. Dit eindig vandag, sê hy. Die wind slaan teen hom. Die stemme gil. Ons skuld. Hy steek het aan die brand. Die papier krul. Die ink smelt. Die vuur brand. Maar gee geen warmte nie. Die skaduwees begin breek. Een gil, nog 'n gil. Hulle gesigte val uit mekaar. Maar toe, 'n 4de stem, sagter, hartseer. Ek was alleen. Die water sak en sy kom. Lena, nie verwring nie, nie woedend nie, net hartseer, nat hare, bleek gesig, oë vol van iets wat lankal weg moes gewees het. Sy kyk na die ander. Genoeg, fluister sy. Die wind stop. Die 3 skaduwees ruk en verdwyn. Die water sak terug. Die grond word stil. Lena kyk na die familie daar by haar. Vir 'n oomblik, dit lyk asof sy glimlag. Toe is sy weg. Net stilte wat agterbly. Regte stilte. Geen gehuil, geen kreun nie, geen asem meer in die mure nie. Net vrede. Barend sak op sy knieë af. Sonja sit haar hand op sy skouer. Die kinders kom nader. Hulle staan daar saam in die laaste lig. Wolwekrans haal asem vir die eerste keer vry. Epiloog wat bly. 6 maande later. Wolwekrans lyk nou anders. Die huis staan regop, vars geverf, met lig wat warm uit die vensters skyn. Die eens gebreekte ruite is vervang, die stoep is skoon, en die wind wat deur die gras beweeg, klink weer soos net wind. Die dam is vol. Die rivier loop, eens droog en stil, dra nou weer water na die eerste goeie reën. Lewe het teruggekeer. Barend staan vroegoggend by die heining en kyk uit oor die veld. Skape wei rustig, hoenders skrap in die grond. Alles lyk soos wat dit hoort. Maar hy luister steeds. Hy sal altyd luister. Agterom kom Sonja met 2 koppies koffie aan. Jy is weer vroeg op, sê sy en gee vir hom een. Hy glimlag effens. Ek kan dit nie help nie. Sy kyk oor die veld. Dit is stil, sê sy. Hy knik. Ja, maar hulle albei weet. Stilte beteken nie altyd vrede nie. Die kinders het aangepas. Erika sit by die kombuistafel en werk aan skooltake. Haar hand skryf vinnig, gefokus. Sy praat nou van vriende op die dorp, van rugbywedstryde en dans. Piet hardloop buite rond, modder op sy knieë, lachend soos net 'n kind kan. Maar s'nags hou hulle deure toe. Albei van hulle. Die muurtjie is reggemaak, netjies gepak. 3 klein klipstapels staan daar nou, elk met 'n eenvoudige houtkruis. Geen name nie, net rus. Barend en Sonja loop soms daarna toe. Hulle sê nie veel nie, hulle staan net daar. Die IOU boom staan ook nog, maar die blaadjie is weg. Die stam is skoon
En tog lyk dit of die hout nog die merke onthou. Daardie aand sit die familie weer om die tafel. Kos word bedien, ligte brand warm. Die huis vol, soos hulle sin. Pa, sê Piet skielik, gaan hulle ooit weer terugkom? Die vraag hang swaar. Sonja kyk na Barend. Barend kyk na sy gesin. Ek dink nie so nie, sê hy uiteindelik. Ons het dit klaar gemaak. Maar later, daardie nag, wanneer hulle almal slaap, word Barend weer wakker. Nie van 'n geluid nie, van 'n gevoel. Hy sit regop, luister. Die huis is stil, heeltemal stil. Hy staan op, loop stadig deur die gang, verby die kinders se kamers. Alles lyk normaal. Hy bereik die kombuis. Die maanlig val deur die vensters. En daar, op die vloer, net sigbaar, 'n nat voetspoor. En nog een wat lei na die deur. Barend staan doodstil. Die deur is toe. Hy kyk stadig op. In die venster, vir 'n breukdeel van 'n sekonde, 'n refleksie, 'n meisie, nat hare, dan niks, net sy eie gesig. Hy bly staan, lank, dan draai hy om, sonder om iets te sê. Agter hom, in die donker van die kombuis, drup iets sag, asof water nog nie klaar gepraat het nie. Die einde.